Goeiemôre vriende. Welkom by die besonderse geleentheid vandag waar ons hierdie jong mense het wat hulle geloof gaan kom bely. Sommige net so voor ons gaan begin, gaan ons eers ons te baie oom hierdie ding nou net doodgaan. Gaan hy dood? Moet ek net praat, daar gaan hy weer. Daar hoor ek myself. Voor ons gaan begin, ons te baie interessante belydensklas gehad, kamp gehad. En hulle het so 'n snaakse videoetjie wat hulle net wil wys wat alles op die kamp gebeur het. So kom ons kyk na die videoetjie. Dit gebeur as die manlike geslag bang is vir goggas, veral motte. En ek twee dames het wat die hele jaar niks gesê het nie, en dan vind ek op 'n kamp uit, hulle is die ouens wat die stoutste is op die kamp. Hulle het die seuns op hulle tone gehad. So nee, dit was baie oulik. Hierdie was 'n wonderlike jaar, wonderlike kinders gewees wat belydenis gedoen het. Het was my voorreg om met hulle betrokke te wees en 'n mens dink altyd jy is deel van hulle geloofsvorming en dan kom jy eintlik agter hoe vorm hulle eintlik ook jou lewe. Vandag gaan ons bietjie werk op tradisie ook. Nou vanmôre toe ek wakker word het ek gedink ek gaan weer die toga aantrek. Gewoonlik trek ons net die stoel aan. Nou my toga aan te trek want omdat die kinders ook in die diens is, verduidelik ons gewoonlik hoekom doen ons wat ons doen en ons doen vandag geloofsbelydenis, so ek wil dit graag verduidelik. Dis waaroor die preek vandag gaan ook. Die toga trek ons so min aan omdat dit so warm is. Gewoonlik het hulle 'n fan wat hier van onder al waai om te probeer om dit so koud as moontlik te hou. En ons het nou al met begin wegbeweeg net na die stoelas toe wat ons aangetrek het. Die toga is nie om vir mense te sê hoe belangrik die ou is wat hier voor staan en preek nie. Ek wonder hoekom mense dink die ou die toga aan te trek. Die toga is ook nie vir een of ander costume party dat jy sê jy is jou Batman suit wat jy aantrek vir sulke goed is nie. Daar's 'n spesifieke rede hoekom ons die toga aantrek. Hy het nogal 'n besonderse waarde. Dit het so in die reformasietyd gebeur, so in die 16de eeu, waar hulle gesê het ons gereformeerde tradisie saam met kerke reg oor die wêreld trek ons as leraars hierdie toga aan om te sê dit bedek ons klere, om te sê dit gaan nie oor die individu nie, dit gaan nie oor die fancy goud van wat ons aan het nie, maar dit sê wat hieroor gaan oor respek vir die woord wat ons bedien, dit gaan oor respek van wanneer ons by mekaar kom, dit gaan oor respek vir God, en dit gaan oor om te sê ons word eintlik niks, en God is alles oor wat vermoor hier gebeur, en dis hoekom ons hom aantrek. So ek dink baie maal het mense net nie altyd geweet hoekom ons aantrek nie. Maar omdat dit so 'n besonderse mooi geleentheid is en dit gaan oor 'n tradisie in die gereformeerde kerk wat ek gaan verduidelik in die prediking ook, het ek gedink dan vanmôre om die toga aan te trek. Kom ons raak stil, dan raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die begeerte van ons hart wees, U, Here. Laat U koninkryk kom in ons midde, in ons lewens, in ons huise, in ons dorp, in ons land. Laat U wil geskied, net soos wat dit in die hemel is, ook hier op aarde, in ons elke dag se bestaan. Gee ons vandag ons daaglikse brood, alles wat ons nodig het, om U werk voor te sit hier op aarde, Here. Vader, dankie vir die liefde wat U vir ons in Jesus Christus kom bewys het. Here, dankie dat U vir ons gesterf het, ons sondes vergewe het,
dat U die liefde van God in ons harte tuis gebring het. En dat ons U nou kan lief hê met ons hele hart, siel en verstand. En help ons ook om ons naaste te vergewe, om hulle lief te hê soos onsself. Here, mag die begeerte van ons hart vanmôre wees. Laat U naam geheilig word. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing hierdie pragtige lied. Wees stil en weet vers 1, 2 en 3 en 4 saam met die orgel sittende saam. Vriende, kom ons bevestig daardie Here wat heilig is, sy teenwoordigheid, deur mekaar te groet in die naam van die drie-enige God. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus Christus en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here saam met hierdie video. Halleluja in my hart, en dan kan jy weer sy plek inneem daarna.
Dankie, kan die sitplekke inneem? Die skriflesing vanmôre is Matteus 6. As jy so lank daar wil oopmaak, is natuurlik die eerste boek in die Nuwe Testament. Dan kom maar eers terugvat. Ek gaan eers bid. Kom ons sluit die oë. Here, ons Here, as ons sommer u naam so loof en prys, halleluja in ons hart, hoe kan ons nie anders as op te staan en vir die wêreld dit uit te basuin, u het tuis gekom, Immanuel, God met ons hele hart waarmee ons keuse maak, het verander. Jesus Christus, ons verlosser, het in ons midde gekom, het vir ons gesterf. Ons is aangeneem, ons is wedergebore. Ons is kinders van u. Hoe kan ons nie anderste as om nooit ooit weer stil te bly en te sê, waarvan is ons deel? Ons wil u kom aanbid vanmôre. Ons wil u kom loof. Ons wil fees vier. Ons het wonderlike jong mense wat vanmôre kom sê, hulle het by daai ouderdom gekom waar hulle vir die wêreld self wil gaan getuig. Hulle neem eienaarskap vir hulle geloofslewe om die reis saam met u verder aan te pak. Ons maak u woord vol beloftes oop. En deur u Heilige Gees hou u aan om ons te vorm, te laat groei in ons geloof, u te ontdek, die skatte van die koninkryk. Daarom kan ons net sê, Here, maak ons ontvanklik vir die woord. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Die tema is jou hand in God se hand. Nou ons gaan vanmôre 'n bietjie gaan ek preek oor Sondag 52 van die Heidelbergse Katekismus. Hierdie jaar het ons met die jong mense baie gek geskeer en ons het vir hulle die hele tyd gesê as hulle kom vir onderhoude of hulle kom vir vrae en hulle het gesê wat gaan ons vra? Ons sê ons moenie oor die ander moeilike vrae worry nie, jy moet net oor twee moeilike vrae worry. En dis Sondag 52 van die Heidelbergse Katekismus en Sondag 77. Nou kyk, hulle het gesoek vir Sondag 77 van die Heidelbergse Katekismus. Maar natuurlik kry jy nie Sondag 77 nie, want daar is nie 'n Sondag 77 nie. Maar Sondag 52 het hulle toe gevra, toe ons nou op die kamp was, wat se teks sal hulle graag wil hê moet ek vanmôre preek? En hulle het toe gesê, preek vir ons asseblief Sondag 52 vir die teks. En dit is toe verskriklik mooi en ons gaan saam daardeur stap vanmôre. Kom ons lees hom saam. Nou maar Sondag 52 is deel van die Onse Vader en dis kom ek toe begin het ook met die Onse Vader. En dit gaan oor vers 13. En bring ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek wil eers vir julle hierdie video wys. As julle net op die borde kyk, kyk net vir of die klank aan is. Kom ons kyk net na hierdie video. We've got orphanages, we have feeding programs, we do marriage works, we've got schools, we've got colleges, we do justice work, we do reconciliation work. I said basically we look after people from birth to death and we deal in the area of behavioural alteration. The woman went, wow. Her wow was so loud, people turned around and looked at us. She says, what's it called? I said, it's called the church. Have you heard of it? Daai wonderlike organisasie wat ons noem kerk. Dit wat julle vandag sê, julle is trots om belydende lidmate te word
van die kerk. Kerk is so belangrik, het maak my so hartseer as mense dink hulle het nie die kerk nodig nie. Julle sê vandag, ons het die kerk nodig en ons wil belyne lidmate van die kerk word. Kerk is eers belangrik vir jou geestelik, is dit vir jou belangrik. Ons dink altyd kerk gaan oor 'n gebou, is die eerste ding wat ek met jong mense gesels, as hulle my kom en belyne, dan sê ek, duidelik vir my, hoe sien jy die prentjie van 'n kerk? Dan sien hulle 'n toring en die kruis op die toring en die haan op die toring en 'n saal en elke persoon het hulle eie siening van hoe hulle dink kerk wees is. Sê ek vir hulle, nee, ons almal vandag hier is die kerk. Dis waaroor kerk wees gaan. En kerk wees gaan hoe ons mekaar oplig, mekaar laat groei in jou geloof, die gebruik van die sakramente, die gebruik van God se woord, hoe ons werklik mekaar help om na te volg in die voetspore van Jesus Christus. Is om 'n ruimte daar te skep waar jy volledig is lid van die liggaam van Christus te kom hoort, jou plek kan volstaan, te ontdek en te word wie jy is in God. Daai plek wat Jesus Christus jou kom deel maak het van, toe hy vir jou kom sterf het. Geestelik beteken dit vir jou alles in jou bestaan. Gemeenskaplik, sê ons altyd. Ek het gister weer mense getrou, ek het amper elke Saterdag getroue. En dan wanneer ek daai een sinnetjie lees, wanneer ons die formulier lees, die huwelik is die kerk in die kleine. En die huwelik is die hoeksteen van 'n stabiele samelewing. Die kerk is belangrik vir elke faset van die samelewing, om seker te maak dat ons okay is, dat daar nie chaos is nie. Elkeen van ons, of jy dit wil weet of nie, dink bietjie, jy werk by die skool, of jy werk by een of ander departement, of by die stadsraad, of by waar ook al jy jouself bevind in hierdie dorp. En omdat jy deel is van die kerk, vat ons die koninkryk van God in jou bestaan in, om stabiliteit en orde daar te bewerkstellig. Die kerk ook is verantwoordelik vir persoonlike en praktiese belang. Ons het laasweek het ons 'n spreker hier gehad wat sê, van 0 tot 6, 0 tot 11, probeer ons die grootste invloed het in ons jong mense se lewe, om seker te maak, ons begelei hulle, om in 'n lewende verhouding met God te leef, nommer 1. Nommer 2, om hulle verantwoordelikheid, hoe kies ek tussen reg en verkeerd? Ek wil nie my woorde reg kies, want ons jong mense, ek wil nou nie hoë woorde gebruik nie. Ons het nog gesê, morele, etiese optrede, maar om te kies tussen wat's reg en wat's verkeerd, en hoe funksioneer dit in die lewe, my praktiese manier van doen. Ons help mekaar van kleintyd af om te sê, wat vra God eintlik van jou? Hoe moet ons lewe in hierdie lewe van vandag? En dit begin al reeds met kategese. Ons lei mekaar op met prediking en disippelskap elke Sondag. En jou ouers vat dit verder in die week, sodat jy die beste persoon kan word in Jesus Christus tot eer van God. En dan kom ons by hierdie moment in graad 11. Waar jy klaar is met jou kategese, waar jy klaar is met jou verloop van tyd om jou belydenis van geloof af te lê. Dan vra ons maar, hoekom is dit belangrik? Want dit gebeur nie in ander kerke nie, maar dit gebeur in die gereformeerde kerke. Hoekom doen ons dit? Hoekom gebruik ons hierdie tradisie? Ons gereformeerde kerke werk met doop, genade en dan verantwoordelikheid. Jy sien, ons weet met die doop, die ouers staan op 'n stadium hier voor, dan sê hulle beloof dat hulle hierdie kindjie gaan groot maak in die weë van die Here. Ons sê met die doop dat dit God is wat hom in sy drie eenheid aan ons as mense kom verbind. Dis nie net 'n mooi gelowige handeling of wat ons glo die doop beskerm jou teen een of ander boos nie. Dis nie 'n geleentheid waar kinders hulle name kry nie, maar ons sê by die doop, dit gaan oor die drie in God wat hom aan ons en ons kinders kom verbind. Dit gaan oor die verbond wat met Abraham al gesluit is in die begin van die Bybel en sê, ek wil jou God wees en julle moet my volk wees. En God sê met al sy beloftes in sy woord, wil hy sy lewensreise saam met ons aanpak. En hy sal ons nooit in die steek laat nie. En dan beloof daardie ouers voor God, hulle gaan daai kindjie groot maak in die weë van die Here en kerk wees en kategese en saam met medegelowiges Sondag kom, is deel van daai belofte. En ons as gemeente sê ons gaan hulle daarmee help. En soos wat jong mense groter word, ouers kan hiervan getuig. Daar kom 'n stadium wat ek weet nie hoekom het hulle Google ontwerp nie, want jong mense weet alles. Google weet niks. Ons as ouers weet niks. Soos wat jong mense groter word,
word jy meer selfstandig, want jy toets alles, en dan begin jy op 'n stadium kom waar jy vir jouself kan dink. Waar jy sê, weet jy wat, ek weet, ek verstaan. En so werk dit ook in ons geloofslewe. En julle het by hierdie punt gekom, waar julle sê, weet jy wat, my ouers het my tot hier gebring, in my geloofslewe. En nou beloof ek vir die Here, ek gaan self hierdie verantwoordelikheid vat, om verder die pad te stap. Ek gaan dit in Hebreë staan in die teksvers, die volwasse verstaan tussen goed en kwaad deur oefening. Julle sê self, julle gaan by die kerklike verantwoordelikheid in die dorp, daai gemeenskaplike belang, hoe ons vir die ouetehuise, die diensentrum, die mense wat die weeses, die armes, die randfigure, hoe ons vir hulle omgee, sodat hulle kan cope met hierdie wêreld. Julle sê, weet jy wat, ek weet, God gee my gawes en talente, om hierbij betrokke te raak. Dit gaan oor jou getuienis, om met woord en daad te leef, dat Jesus Christus die koning van jou hart is. Halleluja in jou hart, soos wat ons gesing het. Maar ons moet vir mekaar sê, en elke persoon wat hier vandag is, kan vir jou dit getuig. Dit is nie 'n maklike pad wat voor lê nie. Om 'n belydenende kind van die Here te wees, kom baie beproewinge oor jou pad. Dis hoekom hierdie gedeelte so fantasties is. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Hierdie gedeelte kom sê eintlik vir ons die sondigheid van ons natuur. Op ons eie kan ons nie God se rykdom, sy beloftes, alles wat hy vir jou wil kom gee, kan jy nie self ontdek nie. Jy kan nie self agter die Here Jesus Christus aanloop nie. Daar staan in Jakobus, elkeen word versoek as hy deur sy eie begeertes meegesleep word. Versoekinge kom nie van God af nie, maar kom van ons as mens, uit dit wat uit ons harte uitkom. Hy sê, daarso is 3 vyande, en julle moet saam kyk of julle saam met my stem. Daar's 3 vyande wat maak, of jy by jou kerk, of jy by jou geloofsfamilie, of jy by die liggaam ingeskakel gaan word of nie. Die eerste een is die duiwel, die boos. Dink sommer reg terug, daar in die tuin van Eden. Toe die slang vir Eva kom toets het. Vir haar mooi laat verstaan het, ag nee, God se woord is nie eintlik waar nie. Toe hy gesê het, moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. God se woord, moenie glo wat in die Bybel staan nie. God se wil is nie eintlik van toepassing nie. Jy hoef nie jou lewe in te rig volgens sy wil nie. Hy sê, weet jy wat, God is eintlik dit wat hy sê. Hy's net jaloes. Hy wil eintlik weet, hy wil nie julle moet weet wat hy weet nie, want eintlik gaan julle word wat hy reeds is. Julle gaan nie regtig sterf nie. Hy het vir hulle gesê, weet jy wat, jy kan nie op God staat maak nie. Jy het nie eintlik God nodig nie. Jy het net jouself nodig om oor die weg te kom in hierdie lewe. Die leuns van die duiwel wat ons elkeen maak dat ons nie meer deel word van die liggaam van Christus nie. Die tweede een is die wêreld. Dink daaroor. Die wêreld met al sy begeertes en wat gebeur wat jou in versoeking bring om te sê, ag, hoekom moet ek Sondag kerk toe gaan? Hoekom moet ek deel word van die liggaam? Dit is so lekker om laat te slaap. Hoekom moet ek betrokke raak? Ander mense kan vir hulself sorg. Iemand anders sal opdaag om daai te doen. Ek weet ek kan dit beter eintlik doen, maar weet jy ek sê dis nie. Daai versoekinge van die wêreld. En dan jou eie sondige natuur wat net maak dat dit gaan oor jou eie selfsugtigheid. Daar's 'n mooi voorbeeld wat hier gebruik word. Gaan oor 'n skipie, 'n bootjie wat my nogal baie daaraan laat dink. Dat die lewe, die klein bootjie in hierdie storm, in hierdie see is die wêreld wat jou so meesleep. Partykeer ups and downs en moeilike stormagtige wêreld. En in die wind is die ou duiwel, die bose wat jou so in rigtings wil druk waar jy nie altyd wil gaan nie, wat jou in versoeking lei. En dan is dit die bootjie, die hout van die bootjie wat kraak, dis jou eie die Here weet waarvan ons gemaak is, dat ons eintlik maar stof is, dat ons eintlik maar nie baie sterk is nie. Maar die belangrikheid van hierdie beeld is, wie staan agter die stuur van daardie bootjie? Julle kom vandag hier so en bely julle geloof om te sê, die stuurman van my hart, die een wat in beheer is van my lewe, is Jesus Christus, my saligmaker en verlosser vir wie ek ken. In alles wat hier gebeur, weet ek ken die Here. Ek het so 'n mooi grappie gehoor wat vir my nogal diep geraak het. Julle ken mos hierdie grappies van die kinders wat breek, wie se pa is die sterkste. Nou my eerste paar jaar van my lewe was ek in die verkeersafdeling gewees. En toe vertel die ouens hoe vinnig hulle pa, die een gooi 'n narkie op en dan met 'n sakmes en dan vang hy die narkie met die sakmes, die ander sulke goed soos 'n muntstuk van 'n vloer of 'n holle en dan vang hy sê nee, my pa so vinnig.
Jy weet, hy Chila 4, maar 3 is al by die huis. Jy weet, daai tipe goed, die kinders al so, wat hulle so bereik. Nou hierdie drie seuns sit so in bereik, oor wie hulle paas ken. Hulle paas is die belangrikste, wie hulle ken. En die eerste seun sê, my pa ken die raadslid van die DA. Ek sê nou nie politieke partye nie, asseblief nou nie my bel môre en sê ek het iemand uitgesluit of so nie. Dis nie met die doel nie. Maar my pa ken die raadslid. Die ander seun sê, dis niks. My pa ken die minister of die president. Die arme predikant se seun staan so om die hoek en hy is maar skaam want sy pa ken nie regtig veel mense nie. En hulle kyk om so, hulle sê, wie ken jou pa tog, hè? En hy weet nie wat om sê, hy sê, my pa ken God. En dis die belangrikste ding om te weet. My pa ken God. Ouers het 'n belofte afgelê en sê, ek ken God en ek maak jou groot in die weë van God. Julle kom vandag hierso en julle sê, weet jy wat? Van hier af ken ek God en ek vat my eie verantwoordelikheid. Daarom wanneer ons hierdie gedeelte lees, lei ons nie in die versoeking nie. Kierkegaard, die Deense filosoof sê, dit is soos 'n voël wat vlieg in die wind. As daar nie, 'n wind is nie sleg nie. 'n Voël sal nie leer vlieg as daar nie wind is nie, want hy sal net op die tak sit. Hulle het daai wind nodig om hulle te help, daai weerstand om hulle te help. Lei ons nie in die versoeking nie. Versoekinge kom om jou nie net plat te slaan nie, maar om jou te laat groei in jou geloof. Om jou nie te oorweldig nie. So lei ons nie in die versoeking nie, is om te bid, om te sê, Here, maar weet jy wat, in hierdie omstandighede van my lewe, gee vir my die krag om dit te oorkom. Selfs Jesus het gesê, ek bid nie dat jy hulle die wêreld sal wegneem nie, maar dat jy hulle sal bewaar van die bose, dat die bose hulle nie sal oorweldig nie. Dit kom om ons geloof te versterk, om hierdie sterk werke te gee, soos 'n Aaron, sodat ons die situasies van ons lewe te oorkom. Dat Jesus Christus, die God wat jy ken, die drie-enige God, jou help groei in jou geloof, sodat wat ook al oor jou pad kom, daai moeilike dinge, wanneer jy uitstap, sê ek's nie bang nie, want die stuurman van my bootjie is die drie-enige God. Hoekom gee dit vir ons daai troos? Lees die tweede gedeelte van hierdie sin. Want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in al die ewigheid. Die want is 'n beskrywing, is 'n definiering van wat verder gaan gebeur. Aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Sê so mooi, hierdie God is die regerder van die wêreld. God het dit geskape. God besit dit en in Jesus Christus het hy die regerder geword van hierdie wêreld. Alles wat daar in hierdie wêreld is, behoort aan God. Daarom kan ons net sê met hierdie, ek weet God is in beheer. Ek is nie in beheer van hierdie wêreld nie, God is in beheer. Daarom wanneer ons bid, dan kan ons net vir die Here sê, ek onderwerp my aan U, ek gee oor. Ek wil lewe volgens U wil, wanneer ek hier uitstap. Wil ek my hele lewe inrig, want U is die een wat in beheer is. U is die een wat almagtig is. U is die een wat regeer in hierdie storms van hierdie wêreld, met die boos wat my gaan probeer op die verkeerde pad lei, soos die wind my heen en weer gee. Maar ek weet, die een wat in beheer is, die een wat stuur, is die koning van die konings, die een wat op die troon sit. Dit bring ons, met ons, wanneer ons in daai leiding kom, om te weet, God is altyd saam met ons. Hierdie selfde filosoof het gesê, dis soos die prent van 'n pa wat met 'n kind stap. En sê, weet jy wat, die kind kan nie soms die storm sien en wat daar gebeur nie. Maar al wat die kind kan doen, is sy hand in die hand van die pa sit en weet, die pa sal hom begelei op hierdie pad wat vir hom voorlê. Hy moet daai pa net kan vertrou. Daarom is dit, wanneer ons hierdie woorde bely, wanneer ons vandag hier uitstap, om te weet, God kan. Hy het die mag, hy is die almagtige. God wil, al die goedheid wat daar in sy woord is, beloof hy vir ons en gee hy vir jou. En God is getrou, hy sal jou nooit in die steek laat nie. Dan is daar net daai een woordjie wat oorbly. Amen. Baie mense dink die woordjie amen is wanneer ons klaar is, ons weet nie wat om verder te sê nie. Dan sê ons amen, laat dit net klaar. Maar amen is daai sekerheid, verseker so seker is wat ek hier staan, dis daai 100% garantie. Maar wat is daai garantie? Dat God sal doen wat God beloof het. Dat al die beloftes in sy woord
vir jou eg en waar is. As 'n mens gaan lees 2 Korintiërs 1 vers 20, asseblief gaan lees daai teksvers. Al die beloftes in God se woord het deur Jesus Christus word dit waar en is dit seker deur Christus in ons lewe, is daai amen verseker. Jy kan amper daai teksvers vir jouself neerskryf as 'n anker om aan vas te hou. Wanneer God amen sê, bevestig hy dat hy getrou is. Wanneer hy daar amen sê, wanneer die lewe die mees onmoontlikste lyk, of wanneer dinge lyk of dit die mees onstuimigste lyk, en of dit lyk of die onstuimigheid gaan oorneem die storm, dis wanneer God die standvastigste is in jou lewe. Die amen sê, dat dis waar hy met sy heerlikheid regeer, en wanneer ons die amen sê, daai punt, dan is dit nie klaar nie. Dis wanneer God se storie voortgaan, en dis wanneer ons sê, maar God het reeds oorwin. Ons sit net met blymoedigheid en wag vir sy beloftes om te gebeur in ons lewe. Nou gee ons dit oor in God se hand. Hierdie Sondag 52 kom sê hulle, Here, ons neem vanaf eienaarskap van ons lewe. Ons weet ons gaan hierdie weerstand kry in ons geloof, maar ons is nie bang nie, want U is die stuurman van ons bestaan. En amen, verseker, so seker as wat ons hier sal staan. U sal saam met ons hierdie reis aanpak, en ons sal geseën word met al die beloftes van die woord, sodat ons saam met U, deur U, en saam met 'n geloofsgemeenskap kan leef tot eer van U naam. Amen. Amper buk ek weer met U. Net al die name kry. Ek vra solank dat die kerkraad na vore sal kom, dat hulle voor sal kom staan. Dan het jy 'n pen, Tanya. Hierso. Ek het een nie. Toe jy gedoop is, het jou ouers voor die Here beloof om jou so groot te maak dat jy die Here sal leer ken en tot geloof in Jesus Christus as jou verlosser sal kom. Die feit dat jy vandag hier is om belydenis van jou geloof wat jou ouers met jou doop gemaak het, om belydenis van geloof af te lê, beteken dat jy voor die gemeente sê wat jy in jou hart glo, naamlik dat Jesus Christus die Here is en ook die Here van jou lewe. Jy sê ook dat jy op hom alleen sal vertrou, dat jy graag volgens sy woord wil lewe, dat jy aktief by die kerk betrokke sal wees, en dat jy as sy getuie in die wêreld sal optree. Jy onderneem ook om gereeld die Bybel te lees en te bid, sodat jou verhouding met die Here al hoe sterker kan word. Deur die jare in die katedese het jy sekere kennis oor God, die Bybel en die kerk verwerf. Vandag sê jy dat dit nie net verstandskennis is nie, maar dat jy ook met jou hele hart daarop gaan vertrou. Ons wil daarom graag vir jou die geleentheid gee om in die erediens vir God en die gemeente hiervan te getuig. Glo julle dat die lees soos in die Nuwe Testament en die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en die gemeente hier geleer word die ware volkome leef van verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy gemeente in die belydenis van die leer tot aan die einde van jou lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om te dien, sy naam getrou te bely vir die mense om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Dan jy moet vir my die eerste boekie aangee. Ek nou net hierdie ding in 'n sak kry. Dit is so David Bell. Dit is so Spreuke 16 vers 3. Vertrou
wat jy doen aan die Here toe, dan sal julle planne standhou. Baie welkom. So. Isabel Brewer. Isabel, Psalm 119 vers 133. Maak my tree ferm met u woord en laat geen onreg oor my heers nie. Baie welkom. William Henry Greef de Beer. Wian. Dat is baie mooi naam, Wian. Johannes 15 vers 5. Ek is die druiwestok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra baie vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Baie welkom weer. Danica de Klerk. Danica. Jeremia 33 vers 3. Roep my aan en ek sal julle antwoord. Ek wil aan jou groot en onbegryplike dinge bekend maak, wat jy nie geweet het nie. Baie welkom, Danica. Jan-Louis Dirksen. Matteus 5 vers 16. Laat julle lig so voor die mense skyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Baie welkom. Danai Grobler, waar is die mic? Spreuke 2 vers 6, want die Here gee wysheid, uit sy mond kom kennis en verstand. Baie welkom. Ruben Igu? Ruben? Psalm 138 vers 3. Die dag toe ek geroep het, het u my geantwoord. U maak my innerlik sterker. Baie welkom. Chloe Heeman. Chloe. Johannes 8 vers 31b tot 32. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Baie welkom. Filippense 4 vers 4. Ag, sorry. Ek wil nou net worry, Filippense sê nie ja nie. Lianai. Raai wat die teks vers. Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees altyd bly. Baie welkom. Devan Jansen van Vieren. Devan. Hebreërs 12 vers 1. Terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Baie welkom. Leon Wiekes Loudens, LW. Psalm 15 vers 11. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. Baie welkom. LW. Annette Oosthuizen. Ja. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. Baie welkom, Annette. Keanu Bismarck Potgieter. Jesaja 40 vers 31. Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met ademsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Baie welkom.
Kayden Wessels. Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Baie welkom. Op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle sopas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydenis lidmate van die Nederduits Gereformeerde Gemeente Hulp en Hoop is. Julle moet alles in julle vermoë doen om die wedloop van die lewe en die geloof voluit te hardloop, sodat julle die ewige lewe as prys kan verkry. Gemeente sien om na hierdie lidmate. Sorg vir hulle, bid vir hulle, moedig hulle aan en leef in liefde saam met hulle, soos God die naam verheerlik word en Jesus se liefde uitgedra word. Julle is lede van die liggaam van Christus. Verheerlik hom deur julle lewe as heilige offers vir hom te gee. Terwyl ons staan, terwyl hulle so staan, dan gaan ons die seënbede van Rihanna en Elle op hulle toesing. Die woorde gaan op die bord wees. Daarna gaan ons die geloofsbelydenis doen. En ek gaan vir hulle gebed doen en dan kan hulle sitplekke saam met u inneem. Kom ons staan. Die geloofsbelijdenis, dat is hy. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel,
en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sluit die oë asseblief. Here, U het elkeen van hierdie kinders se ja gehoor, Here. 'n Ja waar hulle sê, U is hulle verlosser. Hulle gaan by die werksaamhede van die kerk betrokke raak. Hulle is gevorm en hulle neem vanaf eienaarskap vir hulle bestaan. Daar lê 'n stikkende wêreld daar buite en hulle wil nooit ophou getuig. Die antwoord is God se liefde, die genade van ons Here en die werking van die Heilige Gees nie. Hulle smag om te groei in hulle geloof. Mag U hulle en elkeen van ons seën met daai ongemak om elke dag te onthou U groot liefde wat U vir ons kom wys het in Jesus Christus. En dat ons sal bly smag om met U te groei in 'n verhouding. Seën hulle, Heer, met U teenwoordigheid van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Dankie, ek kan saam met die gemeente die sitplekke inneem as belydenis lidmate. Vriende, daar is nou geleentheid om Here te dien met die offergawes.
Ek wil net 'n paar enkele afkondigings uitwys. Al die gaste van ons jong mense, baie welkom ook. En dan is daar tee in die kuierarea met 'n eetdingetjie daarso, is welkom ook daar. Die deurkollekte gaan vanmôre vir Bybelverspreiding. En dan het ons hierdie week asseblief u hulp nodig. Volgende naweek is ons 10de maand dankoffer. En dis die nagmaal, 10de maand dankoffer volgende naweek. En ons wil bitter graag gemeenteete saam hou. Ons het lanklaas 'n gemeenteete saam gehad. Ons gaan direk na die diens as ons uitstap, bring jou kampstoel saam en kom eet saam. Daar gaan potjie kos wees en ons wil sommer ook die piknik van die kategese afsluiting dieselfde tyd hou. Asseblief, so laat die kinders kom wat en saam kom piknik en kuier. Laat hulle swemklere saambring, hulle gaan slip en slide en ons gaan goed vir hulle inrig. So ons wil die piknik, die kinderreiskinders kom kuier saam. So ons wil 'n mooi lekker saam kuier hierso hê. Dis gratis, maar ons moet weet hoeveel mense kom. So ons het by Dinsdagmiddag 4:00 moet jou naam opwees by die kerkkantoor en laat ons weet hoeveel mense om kos te maak. Laat ek presies kan weet. So asseblief kom kuier saam. Asseblief ook, en ons wil nie werk met wegneem etes, dat jy sê, ek wil dit by die huis gee. As jy nou regtig wil, sal ek nou nie ongenadig wees en nie vir jou huis toe gee nie. Maar asseblief, die hele idee is, laat ons hierso saam eet, as 'n gemeente saam, nadat ons offers vir die Here gebring het. So, dis volgende Sondag, die 9de, die 10de maand dankoffer. Die 7de is dit die aksie Jong van Gees se afsluiting, daar's 'n skaap op die spit, daar's nog 4 plekke oop, het bel vir Tannie Tokkie. Dan die 8de November is dit die Brille-Pille Bazaar by die ouer huis. Hulle kort nog bestanddele van die pannekoek. Jy kan vir Anita daarmee kontak by die kerkkantoor. Die 16de November is dit het ons elke tweede jaar, die 1 jaar doen ons dan die kindertjies wat optree. Ander jaar kry ons 'n kunstenaar. Ons skryf vir Mirandi, dis gratis. Ons sal weer iets doen soos blikkies kos of iets wat ons dan in die dorp gebruik vir behoeftige mense. Maar jy hoef dit ook nie te bring. Kom sing net saam en kom geniet die aand. Dit is die 16de November. Die 23ste November gaan ons die interkerklike worship aand hê by die golfbaan, soos jy dit so lank in jou kop ook net kan sit. Dan wat ons vanaand se downtime is, amper die hoogtepunt van wat ons die hele aand mee besig is vir ons tieners by die hoërskool. Dit is 6:30, met hulle by die hoërskool. Ek weet hulle kom vroeër dat hulle kan speel. Dis by die hoërskool se velde. En dan die parkie daar agter die saal wat ons mee bou is ons bietjie gestop, want ons moet planne hê en geneesgoede sê en al daai goedes. Maar ons sal vir julle op hoogte hou soos die goed aangaan. Ons besig om te teken en in te dien en al daai goedes. So ons julle ook op hoogte hou oor die saaltjie wat ons daar agter mee besig is. Ek dink ek moes dit alles gesê het. Baie geluk ook aan al die ouers, ons jong mense, al die oupas, oumas en familie wat vandag hier is. Hierdie is 'n belangrike geleentheid in ons lewe. Is een van daai uitroepmomente in 'n mens se lewe. So geniet hierdie moment, maar laat dit altyd 'n herinnering wees van wat die belofte is wat jy afgelê het. Kom ons staan en dan sing ons hierdie laaste lied saam, saam met die video, en dan bly staan vir die seën uitspreek.
Wanneer ons gaan leef in hierdie week, wanneer ons gaan leef om die Here eer te bring, om hulde te bring aan hom, wanneer ons gaan leef met daai amen in die punt van alles wat ons doen, weet die drie enige God is met ons vanaf tot in alle ewigheid. Mag die liefde van God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle wees. En mag julle vanuit sy teenwoordigheid tot alles in staat wees. Amen.